Môre geliefde, baie welkom op hierdie warm maandagoggend. Vanmôre gaan ons praat oor 'n spesiale ontmoetingsplek. En ons kyk na teks in 1 Konings 8. Die priesters het die verbondsark van die Here na sy plek geneem, na die heiligdom van die tempel, na die allerheiligste, na sy plek onder die vlerke van die gerubs. Miskien voel ek en jy dalk vanoggend so 'n bietjie jaloers op wat ons hier lees. Het moes hom ongelooflik lekker gewees het om, soos die Israeliete, 'n spesiale, allerheiligste plek te hê, waar ons weet die Here so baie duidelik teenwoordig was. En natuurlik het die Here nie net daar gewoon nie. Hy was oral, net soos vandag. Maar as jy regtig 'n behoefte aan hom gehad het, kon jy tempel toe gaan en geweet het, hier is God. En natuurlik werk dit vandag nie meer so nie. Ons het nie meer ergens in die kerk, allerheiligste gedeelte, altaar, waar daar 'n ark of iets soortgelyk staan nie. Maar nou is dit ook nie meer nodig nie. God woon nie meer in sy ark nie. God woon mos deur sy gees binne my en jou. En enige plek waar jy as sy kind nou is 'n spesiale ontmoetingsplek, waar jy met hom kan praat, sy stem kan hoor, sy teenwoordigheid kan ervaar. En as ons as sy kinders Sondag vir die erediens by mekaar kom, weet ons, God is ook daar. En dit is tog oneindig beter as om net die ark as 'n simbool van sy teenwoordigheid te hê. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek lief my psalme, vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Sal solank ek lief my psalme, vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Here Jesus, dat ons lewe in hierdie tyd met u gees wat in ons woon. Dankie daarvoor. Dat ons enige tyd met u enige plek kan praat en u teenwoordigheid ervaar. Dankie daarvoor. Help my dan om te lewe met die wete dat elke tree nou rondom my is, ek op heilige grond. Amen. Mag jy saam met my 'n wonderlike dag hê.